trok skielik sanitairgens stil. Ek staan vandag heel bo op die mensstapel. Onder my voel ek hoe 'n skouer effens beweeg terwyl ek my balans probeer hou. Ek hoor hoe die asemhaling te vinnig raak. En skielik besef ek alleen kan niks doen om hierdie stapel te laat werk nie. Ek kan nie vinniger dink nie, ek kan nie stewiger staan nie. Al wat ek kan doen, is vertrou. Vertrou dat elke persoon onder my presies weet waar hulle staan. Voorsitter, dames en here, ek is self 'n akrobaat wat al deel gevorm het van vele mensstapels. Ek is juis van die mening dat die lewe soos 'n mensstapel is. Jy loop egter die risiko om balans te verloor, te val en seer te kry as jy nie seker is op watter vlak jy jouself bevind nie. Eerstens is daar die onderste vlak. Hulle dra die hele stapel op hulle skouers, die sweet tap hulle af, maar niemand klap vir hulle hande nie. Hulle fokus nie op hoe hulle lyk of wat hulle voel nie, hulle fokus net op die stapel. Anders val almal. Die vlak herinner ons om aan die groter prentjie te dink. My droom is om eendag 'n neurochirurg te word. Dis 'n groot droom, 'n hoë stapel om te bou. Daniel Peterson, wat self 'n bekwame neurochirurg is, verduidelik op 23 Februarie 2023 op Austin Neurosurgeons se webtuiste dat jy tussen 13 en 16 jaar moet studeer om 'n neurochirurg te word. Met ander woorde, ek gaan nog vir baie lank aan die onderkant van die mensstapel staan. Terwyl my vriende gaan begin werk en begin om die suksesleer te klim, gaan ek nog sopnat gesweet met my neus in die boeke sit. Maar as ek myself moet vergelyk met iemand wat hoër op in die stapel is as ek, mis ek die punt. Ek vat die pyn. Ek weet dit is nie nou my tyd om te skyn of om 'n staande ovasie te ontvang nie. Ek doen dit vir die Iselke wat ek oor 15 jaar kan wees. Dames en here, ek weet presies waar ek vandag staan en ek staan vas. Nou kyk ons na die mense in die middel. Hulle verteenwoordig vir my die mense met wie jy doelbewus kies om jouself te omring. Dis die leiers in jou lewe wat alles aan mekaar hou. Hulle kyk die hele tyd op na die wat op hulle steun en dan weer af na die wat onder hulle is. Sonder hulle word almal letterlik van stapel gestuur. Volgens John C. Maxwell, internasionale leierskapkenner, skryf hy in sy boek The 21 Irrefutable Laws of Leadership, gepubliseer deur HarperCollins Leadership op 31 Mei 2022, dat niemand werklik kan lei as hulle nie eers geleer het hoe om gelei te word nie. Die predikant Janie Pelser, ook bekend as aanbieder van Naweek Aktueel en Perspektief op Radiokansel, stem saam met my. Hy sê in die 10 Oktober 2022 artikel om 'n leier te wees, gepubliseer op marulamedia.co.za en ek haal aan. 'n Leier wat self nie kan volg nie, is geen leier nie. In graad 11 staan ek elke dag op die middelste vlak. Daar is leerders wat ek moet lei, maar daar is ook onderwysers, ouers en mentors wat ek moet volg om seker te maak dat ek altyd in lyn bly. Die oomblik wat 'n leier ophou op of afkyk, raak sy 'n risiko vir almal. 'n Leier besef dat die wat bo jou is belangrik om bo te hou, maar die wat onder jou is, kyk op na jou en maak staat daarop dat jy nie jou balans verloor nie. Nou skuif ons oë na bo. En daar staan sy, die meisie op die bokant van die mensstapel. Sy glimlag breed, sy weet almal se oë is op haar. Vir 'n oomblik vergeet sy van die onderste vlak se sweet, die middelste vlak se deursettingsvermoë en geduld, die leierskap wat dit geverg het om tot hier te kom. Van hier bo af lyk alles dan so maklik. Maar dis juist hierdie vlak wat ons herinner hoe gevaarlik dit kan wees om bo te staan. Selfvertroue kan stilletjies in trots verander. Volgens die artikel, selfvertroue is nie verwaand nie, gepubliseer op Marula Media, skryf die besigheidsleier en meningsvormer Henk Skalekamp op 11 Julie 2025,
dat ware selfvertroue beteken jy ken jou waarde, maar jy vergeet nooit jou plek nie. Volgens hom is die lyn tussen selfversekerd en verwaand baie dof. Die hoogste bome vang die meeste wind. Die dag wat jy dink die mensstapel draai om jou, is juis die dag wat jy moet ligloop, want hoogmoed kom maklik tot 'n val. Voorsitter, dames en here, maak nie saak waar in die mensstapel jy jouself bevind nie, jy moet jou plek ken en verstaan waar jy is. Wanneer jy onder staan, moet jy soms bereid wees om harde klippe te kou, sonder om 'n applaus te verwag. Jy moet weet wanneer jy in die middel staan, sodat jy kan lei deur self te volg. En eendag, as jy daar heel bo op die mensstapel in die kollig staan, moet jy nederig genoeg bly, sodat jou selfvertroue nie in verwaandheid verander nie. 'n Mensstapel val dan nie omdat mense swak is nie. Dit val wanneer mense nie hulle rolle verstaan nie. Daarom is die grootste risiko verseker om balans te verloor, omdat jy nie seker is op watter vlak jy jouself bevind nie. So die vraag, geagte voorsitter, is eenvoudig. Weet jy waar jy staan?